Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Dit is ook vanoggend ons eerste lewendige uitsending. Ons glo en vertrou dat die klank en alles wat daarmee gepaard gaan reg gaan wees. Maar baie welkom by ons erediens vanoggend. U weet die lewe, soos wat ons dit elke dag leef, het ongelukkig nie 'n afstandbeheer nie. Ek dink dit sou baie makliker gewees het as ons 'n knoppie kon druk vir die lewe. As ons die verandering wil sien in ons lewe, gaan ons op die ou einde moet deel wees van daai verandering en sal ons self die verandering moet bring. Tog hoef ons die lewe met al sy uitdagings nie alleen te doen nie. Want omdat ons aan Jesus Christus behoort, leef ons met die vaste versekering dat hy elke onseker tree, elke proses van verandering en elke uitdaging saam met ons deur sal maak en ons sal lei en ons sal dra. En daarom kan ons vanoggend met vrymoedigheid ook bely dat op my laagste oomblik is Jesus my hoop. In my donkerste oomblik is hy ons lig. In ons swakste oomblik is hy ons krag. En in my seerste oomblik is hy my trooster. Ons verlede is dalk in die monde van mense, maar ons toekoms is in die hand van die Here. Kom ons raak daarom ook in hierdie oggenduur stil voor die Here. Ons kom tree toe tot in lof en aanbidding tot die Here. En ons kom sit net vir 'n paar oomblikke in sy teenwoordigheid. Maak jou hart ook vir hom oop, sodat hy jou diepste binnekant kan vul met sy genade en deur sy gees in jou hart kan werk om ook ons harte te verander en ons denke te vernuwe. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan ons erediens begin met 'n toetrede lied. Ons gaan juis sing van God se teenwoordigheid en die voorreg wat ons het om saam hier teenwoordig te kan wees. Ons gaan sing vonklied 72. U bly staan vir die wotum en die seëngroet en dan antwoord ons ook met ons lofsang uit Gesang 200 hartlik saam. Kom ons loof die Here vir sy goedheid en sy genade. Ons begin ons erediens met ons toetrede uit vonklied 72. Voor
Dit is die Here wat ons versterk met nuwe krag. Hy laat vlieg ons met arendsvlerke en op hoë plekke laat hy ons veilig loop. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Bybel leer ons dat 'n mens nie van brood alleen kan lewe nie, maar uit elke woord wat uit die mond van die Here kom. Die uitdaging is dus om van die begin af so met die woord van die Here besig te wees, dat dit ons elke dag van die jaar nader in ons verhouding aan hom bring. Dit is belangrik om volgens die wil van die Here te lewe, omdat dit die rigting en die doel aan ons lewe gee. En ons ook help om gesonde lewenskeuses te maak wat sal lei tot seën en vrede in ons lewe. Deur daagliks gedurende die jaar na die Here se wil vir ons lewens te soek, versterk ons geloofsverhouding met hom en stel ons in staat om 'n voorbeeld van liefde van Christus ook in die wêreld te wees. En daarom is dit belangrik dat ons ook sal hoor wat daar in die woord van die Here staan oor hoe ons volgens sy wil kan lewe. En vir die doeleindes hiervan lees ons dan 1 Johannes 4 vers 7 tot 17. Want daar leer ons hoe om die liefde wat Jesus vir ons het op so 'n manier te gebruik dat ons dit ook in die wêreld na buite toe uitleef. Daar staan: ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.
En hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons in hom en deur hom die lewe kan hê. En werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. As dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. En hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy bly in God. Terwyl jy so bly sit, kom ons sing saam Gesang 464, strofe 1, 2 en 4, juis 'n lied wat bevestig van God se grootheid en die feit dat ons in sy genade en liefde kan deel.
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit die brief van Jakobus, wat ons in die Nuwe Testament vind. En ons gaan daarvan saam lees hoofstuk 1, vers 1 tot en met vers 8. Jakobus, hoofstuk 1, vers 1 tot en met vers 8. Die opskrif wat die vertalers aan hierdie gedeelte gegee het, is geloof en wysheid. En vir die van u wat saam lees uit die Bybel, is dit min of meer bladsy 223 in die Bybel wat voor my op die kansel is. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte bewaar, mag ons elke dag kies om volgens die woord van die Here te lewe, en mag ons die woord van die Here altyd beskou as die lig op ons pad en die lamp by ons voet, wat elke onseker tree wat ons in die wêreld daar buite gee, vir ons sal uitwys, en mag die woord van die Here altyd vir ons die kompas word wat vir ons die rigting wys, maar ook altyd die anker wees wat vir ons standvastigheid in die lewe se onstuimigheid bied. Terwyl jy so bly sit, kom dat ons saam bid. Almagtige God en Hemelvader, hoe bevoorreg is ons nie om vanoggend as gelowiges saam in die huis by mekaar te kan wees nie. Maar hoeveel meer bevoorreg is ons nie, Here, om met u woord besig te kan wees, om u woord in ons eie taal te kan hê, u voorskrifte daarin te hoor, u beloftes ter harte te neem, u genade en liefde daarin te vind. Here, ons kan nie anders as om u op hierdie dag te loof en te prys vir u goedheid, u liefde en u genade nie. As ons stil word en die reën daar buite oorval, Here, dan besef ons u is besig om u aarde te voed met hemelse seën. Ja, Here, u hemelse reën was weer skoon wat vuil is en maak nuut wat verlep is. En daarom wil ons in hierdie oggend bid en vra dat u dit ook in ons lewens sal doen. Dat u deur u Gees so in ons lewens en in ons harte sal werk, Here, dat u genade ons sal vul, dat ons sal bely dat u ons bron van krag is, en dat ons elke dag ons oë alleen op u gerig sal hou. Here, ons beweeg tans in die lydingstyd waar ons juist terugdink aan die hoë prys wat u betaal het sodat ons die lewe kon hê. En dan wil ons soos die psalmdigter uitroep, wat is die mens dat u steeds aan ons dink? Dat u elke dag met ons in ons nietige omstandighede bemoeienis maak. Here, en ons versorg, ons optel as ons val, vir ons die krag gee wat ons nodig het om te volhard, ons trane afdroog waar mense hande dit nie kan doen. Ons is nederig dankbaar vir oggend, Here. Dankbaar om u kinders genoem te word en dankbaar dat ons die lewe in oorvloed uit u hand ontvang het. Maar help ons dat ons dit sal gebruik tot u eer, dat wat ons sê en wat ons doen altyd in ooreenstemming met u wil vir ons lewe is, Here.
En dat ons sal besef dat elke oomblik, alles wat ons het en alles wat ons is, alleen maar genade is. Laat ons ook na mekaar omsien en onsself weerhou van harde woorde, onsimpatieke optrede, en dat ons waarlik ligdraers van U in 'n donker wêreld sal wees. Maar Here, praat nou met ons in die prediking, versterk ons deur U Gees, sodat ons harte sal verander en ons denke sal vernuwe, en ons op die manier al meer sal word, wat ons reeds in Christus Jesus is. Ons bid en vra dit alles alleen in die naam bo alle name, Jesus ons Here. Amen. Ek het onlangs 'n baie kort video van die akteur Michael Caine gesien oor 'n lewensles wat hy baie vroeg in sy akteursloopbaan geleer het. Hy het aan 'n toneelstuk gewerk en toe dit sy beurt is om op die verhoog te kom, het iemand 'n stoel wat nie daar moes wees nie, reg voor die ingang gesit, waardeur hy toegang tot die verhoog moes kry. Toe Michael so half om die deur vir die regisseur loer en sê, maar hy kan nie op die verhoog kom nie, want die stoel is in sy pad, was dit die antwoord van die regisseur, wat vir hom een van die belangrikste lewenslesse in sy lewe geleer het. Die regisseur het geantwoord, use the difficulty. Gebruik die hindernis. Gebruik die stoel om uit te kom waar jy moet wees. As dit 'n komedie is, val oor die stoel. As dit 'n drama is, gooi die stoel. As dit 'n tragedie is, huil vir 'n oomblik by die stoel, maar gebruik die stoel. Hierdie les was vir hom en sy hele gesin van soveel waarde, dat sy kinders tot vandag, wanneer hulle in moeilike omstandighede beland, vir hulle self sê, gebruik die stoel. Jy sien, daar is niks wat so sleg kan wees, dat ons nie iets daaruit kan kry nie, al maak dit hoe seer en al maak dit ons hoe stikkend. Partykeer is dit 'n les wat ons moet leer. Ander kere help dit ons om te groei. Partykeer bring die uitdaging vir ons perspektief en wysheid. Of dwing dit ons om nuut te dink, anders na die lewe te kyk en na volhoubare oplossings te soek. Wat doen jy met daardie hindernis in jou pad? Hoe reageer jy op die regte lewe met sy regte uitdagings, wat nie altyd uitwerk soos wat ons graag hoop nie? Hoe gebruik jy daardie stoel wat vanoggend in jou pad staan? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, nie almal van ons bestuur 'n land of 'n reuse maatskappy, skool of organisasie nie, maar alle mense het elke dag 'n klomp uitdagings op hulle pad. Vir elkeen van ons is daar met tye 'n stoel in die pad wat ons verhinder om verder vorentoe te gaan. Dis nie vir almal noodwendig dieselfde stoele wat die pad versper nie, maar almal van ons ken daardie magtelose gevoel of oomblikke van wonder oor waarna toe nou. Vir een is daar die stoel, die konstante uitdagings by die huis of by die werk. Vir 'n ander een is dit siekte, hartseer, verlies of 'n intense gevoel van eensaamheid vanweë die oorlewingsstryd wat hulle voer. Ek sien hoe die ouderdom 'n stoel in baie bejaardes se pad is. Ek sien hoe die foute van gister en die teleurstellings van vandag 'n stoel word wat mense verhinder om by 'n beter môre uit te kom. Ek sien hoe stikkende finansies of stygende lewenskostes mense inwag by die deur wat hulle eintlik na die lewe toe moet gee. En word dit weer die stoel in hulle pad. En baie keer voel jy kan hierdie stoel so ver gooi dat dit in stukke breek. Ander kere wil jy net 'n oomblik vat en by hierdie stoel sit en huil. Dalk het ons al so gewoond geraak oor die stoel in ons pad, dat ons dit nie eens meer raak sien nie, of nie eens meer die krag het om iets aan hierdie stoel te doen nie.
En daarom is dit nodig dat ons dalk met nuwe oë na die uitdagings in ons werklikheid moet kyk. Gebruik daardie stoel, use the difficulty, in goeie, maar veral ook in slegte tye. Iets hiervan is presies wat die skrywer van die Jakobusbrief aan sy hoorders wou oordra. Die brief van Jakobus is waarskynlik geskryf deur iemand wat baie nou kontak met Jakobus, die oorlede broer van Jesus gehad het en wat sy waarhede onder sy naam opgeteken het. Beide Paulus in Galasiërs en Lukas in Handelinge beskryf Jakobus as 'n leier, 'n pilaar van die vroeë kerk wat spesifiek 'n sterk leiersrol ingeneem het onder die armes en die Joodse Christene wat verspreid was oor die wêreld. En sy een doel was om aan hulle Jesus Christus te verkondig. Daarom noem Jakobus homself 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. Hy het dit sy roeping en sy plig gemaak om Jesus Christus aan hierdie verspreide Christene te gaan verkondig. Sodra ons egter die naam Jakobus hoor, moet ons onmiddellik saam met dit ook die woorde hoor, glo en doen. Regdeur hierdie skrywe beklemtoon hy dat dit nie net help ons glo en dit gaan nie met die regte dade gepaard nie. Glo en doen is onlosmaaklik deel van elke gelowige se hantering van die lewe, maar ook in die uitleef van hulle geloof. Jy kan nie sê jy glo, maar jou lewe wys dit nie. Jy kan ook nie sê jy glo, daar sal uitkoms in die moeilike omstandighede wees, maar jy doen niks van jou kant af om daai moeilike omstandighede te hanteer nie. Die skrywer wou beklemtoon dat geloof nie beteken dat jy bloot passief op die kantlyn van die lewe kan bly staan nie. Jy kan met ander woorde nie soos daardie akteur passief by die deur van die verhoog bly staan omdat daar skielik 'n stoel in jou pad beland het nie. Jy moet 'n weg soek om die stoel te gebruik. Die lewe is soms 'n pad vol hindernisse. En sou ons kies om niks daaraan te doen nie of die situasie nie te wil verander nie, sal die lewensreis en die toegang tot iets beters nie vir ons realiseer nie. Jakobus beklemtoon deurgaans dat 'n mens met die regte gesindheid die beproewinge in jou pad moet aanpak. Hy sê reeds in vers 12 van ons geleesde gedeelte om bly te wees as daar allerlei beproewinge oor ons pad kom. Dit klink bietjie vir ons vreemd op die oor. Hoe kan ons oor ons beproewinge waardeur ons moet gaan, die hindernisse wat so ongevraagd in ons pad beland, hoe kan ons tog daaroor bly raak? Mens raak mos nie bly as iets jou seer maak, broos maak en stikkend maak nie. Maar Jakobus probeer nie die slegte beproewinge in ons lewens afmaak as niks nie. Hy sê eerder, gebruik dit en kweek 'n bepaalde gesindheid wat ons op die ou einde moet gebruik tot ons voordeel om hierdie goed te hanteer. Want waarna toe ons kies om ons beproewinge te vat, sal bepaal wat die uitkoms van daai beproewing sal wees. Hoe ons kies om hierdie uitdaging of hindernis te gebruik, gaan bepaal of dit ons geestelike pad gaan versper en of ons met moed en krag in ons geloof gaan versterk en hierdie beproewinge gaan deurstaan. Elke uitdaging of moeilike beproewing word as te ware 'n toets vir 'n mens se geloof. Na wie toe gaan ons met hierdie stoel in ons pad? Doen ek niks en staan maar net en kla omdat die stoel nou in my pad beland het? Of span ek my geloof in om die stoel so te gebruik dat dit nie langer my beheer nie, maar dat ek die situasie beheer? En sodra ons leer om die stoel in ons pad te gebruik, of deur ons geloof te skuif, het dit nie meer oor ons lewe die beheer wat ons dink dit het nie. Dit leer jou in die proses om te volhard. En juist daarom sê Jakobus, wees bly, want elke stukkie seer kry en swaar kry jy die kans om jou geloof te verdiep, jou lewe te vorm, en saam met Jesus na die antwoorde te soek vir 'n nuwe, beter
sterker uitkoms vir môre. God gebruik dikwels die beproewinge wat die lewe oor ons pad bring om ons te vorm en te leer en ons met wysheid te vul en ons geloof te verdiep. Maar Jakobus sê dit beteken nie dat God dit doelbewus vir ons veroorsaak en dat hy die skuld vir dit alles moet kry nie. Soms gooi die lewe of ons lewensomstandighede daardie stoel in ons pad onverwags. Ander kere is ons baie keer self vir daardie stoel in ons pad verantwoordelik, omdat ons doelbewus, hardkoppig, volhard met verkeerde paaie, roekelose besluite en ongehoorsame optrede. En dan op die ou einde wil ons die Here daarvoor blameer. Maar Jakobus herinner in sy verkondiging dat die Here hierdie goed nie veroorsaak nie, maar hy word altyd weer die vangnet, wat in die oomblikke van beproewing optel en dra, en lei en beskerm, en aanspoor om deur die moeilik te volhard. By hom alleen vind jy alles wat jy nodig het om in hierdie beproewing te volhard, die uitdagings te kan hanteer en soms die versoekings te kan weerstaan. Die Here help ons dus altyd weer om iets met die stoel te maak. Hy word ons krag en ons sterkte om daardie moeilik in ons lewens te oorkom. Maar hoe een ek gaan kies om die stoel te gebruik en saam met wie ek die stoel gaan probeer skuif, dit gaan die uitkoms bepaal. Wat moet ons dan met hierdie stoel in ons pad doen? Hoe moet ons hom gebruik om weer met ons lewens sinvol te kan aangaan? Jy sien, soms is dit nodig dat ons dalk die stoel van die eie ek met sy eie hoogmoed en verwaandheid moet stikkend gooi. Ander kere moet ons dalk 'n pad om die stoel van ekonomiese swaarkry en finansiële uitdagings probeer soek. Partykeer moet ons dalk eers in ons diepste hartseer oomblikke van verlies vir 'n rukkie by daardie stoel sit en huil, voordat ons die krag gaan hê om hierdie swaar stoel met sy vernietigende krag te skuif. Ander kere gaan jy moet hulp vra. Dat ander jou moet help om daardie stoel in jou pad te skuif, sodat dit nie van jou in 'n eensame posisie plaas nie. En Jakobus sê, as jy dit wil regkry, om die stoel positief te gebruik of uit jou pad te wil skuif, is die beginpunt Jesus Christus. En daarom moedig hy dus die Christen aan om, ongeag hoe die wêreld lyk waarbinne jy leef, ongeag die uitdagings wat daar in die wêreld is, of wat se gevare, verliese, swaar kry, 'n versperring op jou in jou pad plaas, moet die gelowige steeds aan hulle geloof vashou en konstant hulle lewe op Jesus Christus bou. Hy sê dit so mooi in vers 3, hy sê, so sal julle geestelik ryp word. Met ander woorde, so sal julle geestelik groot mense word, wat weet hoe om elke situasie reg te gebruik. En sou daar 'n oomblik kom, wat jy nie weet wat om met hierdie stoel te doen, of hoe om hom te gebruik nie, en twyfel oorval jou, sê hy presies in vers 5 wat jy moet doen. Daar staan, gaan vra vir God in gebed. Hy is nie 'n God wat snaaks van julle sal dink, of julle sal verwyd omdat julle onseker is oor hoe om vir hom te leef, of hoe om met wysheid die uitdaging in jou pad te hanteer nie. Hy is eerder 'n God wat sal help met alles wat jy nodig het, sê Jakobus. Gaan vra, want hy sal die uitkoms, die antwoord en die oplossing op sy bestemde tyd gee. Hy sal die trane afdroog, die lesse duidelik maak, die twyfel stil maak. Maar jy kan nie glo dat hy jou sal help om die stoel te skuif en dan steeds kies om te twyfel nie. Mense wat twyfel of God regtig hulle met die stoel sal help, is soos golwe van die see, sê Jakobus. Die wind waai hulle heen en weer, die een oomblik sien jy dit en die volgende oomblik is hulle weg.
Jakobus sê, vir so iemand sal die Here dan nie veel beteken nie, want sodra hulle gebid het, dat die Here hulle moet help, swaai hulle om, en sê hulle dat dit nie kan gebeur nie, of dat dit onmoontlik is. En wat help dit? Wat help dit, ek vertrou die Here met hierdie stoel in my pad, maar ek sê eintlik klaar vir myself, dis 'n onmoontlike stoel wat ons nie uit die pad uit gaan kry. Jakobus sê, as jy jou vertroue in die Here stel, as jy hom vertrou met hierdie stoel in jou pad, dan moet jy glo dat hy ook die onmoontlike vir jou moontlik sal maak. Die gevolg van twyfel is dat die stoel wat jou pad versper net al hoe groter sal word en die geloof wat jy nodig het om hom weg te kry net al hoe kleiner sal word. Gemeente, beproewings, uitdagings en hindernisse is deel van ons elkeen se pad. Ons almal is soms soos daardie akteur. Die oomblik as ons die deur oopmaak, dan sien ons daardie spreekwoordelike stoel in ons pad. Wat ook al hierdie stoel vir jou is, gebruik die stoel. Moenie toelaat dat die stoel 'n groter krag op jou lewe uitoefen as wat jou geloof in Jesus Christus doen nie. Daar's niks wat so sleg kan wees dat ons nie iets daaruit kan kry nie. Partykeer is dit 'n les wat ons moet leer. Ander kere help dit ons om te groei. Partykeer bring die seer en die swaar kry en die uitdagings vir ons perspektief. Besef ons dalk meer die waarde van die lewe, gee dit vir ons wysheid. Of dwing dit ons om nie te dink, anders te dink en volhoubare oplossings vir ons lewenspad te vind. Die Jakobusbrief herinner ons juis daaraan dat beproewings nie verniet is nie, maar eerder 'n geleentheid bied om ons geloof te versterk en ons afhanklikheid aan God te bely. God veroorsaak nie hierdie moeilikhede op ons pad nie, maar hy gebruik daardie moeilikhede om ons te vorm, om ons geduld en volharding te leer en dit by ons te kweek, maar ons veral ook geestelik te laat groei. Mag ons, wanneer ons deur daardie uitdagings gaan, onthou dat God in sy wysheid alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Selfs ons swaarste en seerste tye, al verstaan ons niks daarvan nie. Mag ons sy leiding soek, na sy wysheid vra, sonder om te twyfel, en vasstaan in die geloof, wetende dat die God wat ons aanbid altyd getrou is. Laat ons dus nie vrees wanneer die lewe moeilik raak, maar eerder met 'n vaste geloof en 'n oop gemoed vra, Here, hoe kan ek U hierdeur eer? Hoe kan ek die stoel in my pad gebruik? Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en gedagtes in elke beproewing bewaar. In Christus Jesus, ons Here. Gebruik die stoel. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing Vonk 293. Daarna gaan ons belydenis van ons geloof doen en dan gaan ons ook dadelik oor na ons slotsang Vonklied 38, die seëngroet, en na die seëngroet antwoord ons ook met die amen. Kom ons staan en ons sing saam Vonk 293 hartlik saam. Skadu
Kerk van alle eeue, doen ons nou belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Seëngroet antwoord ons dan met die sing van die Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede, en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde.
Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. In elke storm, in elke vreugde, ons vertrou op die Here. Sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sonsondergang.